Ja, Vader, dankie dat ons net weer vanoggend kan staat maak op U, Here, dat ons net weer vanoggend onsself kan kom, Vader, en neerbuig voor U, Here, en sê dat U is waardig om geloof en geprys en geëer te word, Here. Vader, en soos wat hierdie liedjie nou gesê het, Here, maak nie saak waardeur ons gaan nie, maak nie saak hoe diep die waters lyk nie, maak nie saak hoe groot die storms om ons lyk nie, Here. Vader, ons weet, Here, dat U is by ons, U is saam met ons, Vader, en U sal ons nooit los nie, Here, U sal ons nooit, Vader, een kant toe stoot nie, Here. Vader, en vandag wil ons net kom en net oorgee aan U, Vader, ons vra, Here, kom neem net oor, kom beweeg net in ons midde, Vader, kom staan net vir 'n oomblik by ons stil, Here. Vader, ek dink aan wat Dawid geskryf het in Psalms, Here. Vader, wat is die mens, dat U aan hom sal dink, en wat is die mensekind, dat U ons sal besoek, Vader. Vanoggend, Vader, wil ons nie net hê dat U moet aan ons dink nie, Vader, maar ons staan vanoggend met 'n afwagting hier, Vader, en vra, Here, kom besoek ons vanoggend, Here. Kom wandel hier onder ons, Here, en kom maak impak gemeente, Vader, in Heidelberg, U woonplek vanoggend. In Jesus naam. Amen. Sê. Ons gaan aan met ons reeks vanoggend oor die salwing. Ons is daarom amper klaar, dan kan julle ook bietjie gaan asem skep van dit af, maar ek glo dat dit is iets wat regtig belangrik is, die bonatuurlike krag van God, en sonder dit, wat is Christendom? Wat maak ons anders as enige anders geloof, as ons nie die krag van God in ons lewe het nie? As ons nie iets het om vir die wêreld daar buite te bied, wat 'n ander geloof nie kan bied nie. En ek weet, geen ander geloof kan bied wat Christendom bied nie, want ons God leef. Jesus is vandag lewendig, daar is nie meer 'n graf waarin jy kan gaan om te gaan kyk waar hy lê nie, daar is nie een of ander plek waarin jy kan gaan om te gaan sien waar hy neergelê was nie, want hy het opgestaan en hy lewe, en omdat hy lewe, kan ons vandag ook in sy krag lewe. Ons het laas 'n bietjie gesels oor geloof, wat die eerste dimensie was van die bonatuurlike. En ek hoop julle het bietjie hierdie week gegaan en julle geloof in aksie gaan sit en die Here bietjie begin vertrou vir sekere goeders in jou lewe. En vandag gaan ons aangaan en na die volgende dimensie toe, wat die salwing is. Nou, om te verstaan wat die salwing is, of wat is salwing, is die vraag wat ons moet vra. Salwing is die vermoë wat God binne in 'n mens plaas om die werk te kan doen waarvoor hy ons geroep is, of waarvoor hy geroep is, en om die Here te kan dien. Die salwing wat ons ontvang van God af, is nie net daar om onsself lekker te laat voel, of onsself of onsself hoor te plaas as die volgende persoon nie. God salf sy mense om ons toe te rus vir iets om te doen. Die salwing wat ek van praat is nie dieselfde salwing as wat ons nou, as ons hier voorbid vir mense, dan vat ons olie en ons salf jou nie. Dit is ook 'n vorm van salwing, maar die salwing wat ons vandag praat, is iets wat ons saam met ons dra. Dis iets wat ons saam met ons vat, dis iets wat die Here binne in ons geplaas het, om ons die vermoë te gee om te kan doen, dit waarvoor hy ons geroep het. Wie van julle hierso glo jy is geroep om iets te doen vir die Here? As jy nie jou hand opgesteek het nie, gaan ons vir jou net nou bid, laat die Here jou oortuig, dat jy geroep is, maar elkeen van ons is geroep vir iets. Nou die salwing is die krag van God wat binne in ons werk. Die salwing is God wat sy bonatuurlike beweging deur ons as mens doen. Want sonder die salwing is ons nie in staat om te doen dit wat God vir ons geroep het nie. Sonder die salwing kan ek vir siek mense bid tot ek blou word in my gesig en hulle gaan nie gesond word nie. Hoekom? Want ek kan nie mense gesond maak nie, maar dit is God se salwing wat binne in ons is, wat die mense gesond maak. Ek kan vir mense bid wat vasgevang is in 'n verslawing tot ek blou is in die gesig en niks gaan gebeur nie. Hoekom? Want die salwing is dit wat vry maak. Nie my vermoë nie. Nie omdat ek so wonderlik en great en amazing is nie. Nee.
Dankie tog daarvoor, Here, gebruik my nie volgens wat my vermoë nie, maar volgens dit waarvoor hy my geroep het, anders sou alles wat ek gedoen het nie 'n flop gewees het. Ons het gepraat oor, nou net ek gesê, die salwing is nie dit wat ons hier so 'n bietjie olievate goed doen, maar die salwing en God se olie wat hy gebruik om mense te salf, het 'n konnektasie met mekaar. Daar's 'n sekere verbintenis in dit. Psalm 89 vers 21 sê vir ons, ek het Dawid my diensknegt gevind en ek het hom met my heilige olie gesalf. So Dawid was een van die min mense in die Ou Testament wat die salwing saam met hom gedra het, soos wat ons dit vandag verstaan. Baie keer in die Ou Testament het die salwing van God op iemand gekom vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke tyd, en dan het daai salwing van hom al weggegaan. En hulle het konings gesalf, ja, maar die koning was gesalf vir 'n doel, en dit was om koning te wees, maar om die werk van God te doen, het die salwing van die Here op vir 'n tydperk op iemand gekom, en het gegaan. En Dawid het dit verstaan in die Ou Testament. Dis hoekom hy ook geskryf het, dat Here, neem nie u Heilige Gees van my af weg nie. Here, moenie die salwing wat jy my geplaas het van my al wegvat nie, want Dawid was gewillig gewees. Hy was honger gewees om iets vir God te beteken, hy was honger gewees om iets vir die Here te doen. En God sê dat hy het Dawid gevind, en hy het homself met sy heilige olie gesalf. Kom ons kyk bietjie na die olie wat hulle gebruik het in daai tyd, volgens dit wat God vir hulle gesê het. Eksodus 30 vers 22 tot 25 sê, praat God met Moses, hy sê, die Here het verder vir Moses gesê, kry die volgende by mekaar, 500 dele mirre, die helfte soveel kaneel, 250 dele kalmoes, 500 dele kassie, en 4 liter olyfolie, en meng dit met mekaar, en maak daarvan die heilige salfolie. Nou, dit was die opdrag wat God vir Moses gesê het, en hy het vir hom gesê, jy moet spesifieke bestanddele vat, om die heilige salfolie te maak. Nou, God is nie net daar, en hy sê nie net vir Moses, hoor jy gaan kry van die kalmoese daar so ergens, omdat hy dink dat Moses gaan net heel dag sit en niks doen nie, en hy moet ergens bietjie gaan soek vir hierdie goeders om in die olie te sit nie. Nee, daar is 'n doel agter elke bestanddeel wat in die salfolie van God gesit was. En dit moet deel maak van ons lewens ook, die salwing wat God op ons gaan plaas vandag. So kom ons kyk bietjie na die bestanddele wat gebruik was in daai olie. Die eerste bestanddeel was mirre gewees. Nou dit is nogal 'n snaakse ding om in die goedes te sit, en as julle weet hoe Jesus gebore was, en hy was in die krib gewees, en die wyse manne het daar aangekom, was mirre een van die goed wat vir hom gegee was. Die mense sê, die Here het vir hom goud en wierook en mirre gegee, en dit was so great gewees, maar mirre is 'n bestanddeel gewees, wat 'n simbool was van swaar kry. Mirre het 'n baie soet reuk gehad, maar dit was gebruik as 'n simbool van swaar kry. Dit was gebruik gewees in die tyd as iemand sterf, om hulle liggame te behandel mee, sodat die doodse reuk en die effek van die liggaam wat uit mekaar uit begin gaan en begin decompose, nie so groot effek op het nie. So nou sê jy vir my, vra, maar hoekom sal die Here iets wat 'n simbool het van die dood en van swaar kry in ons lewe sit, as dit moet deel uitmaak van die salwing wat op ons is, om 'n verskil te gaan maak in mense se lewens? Maar in orde vir ons om die salwing van God te dra, moet ons eers in onsself sterf. Moet ons die eie ek wat daar so is, een kant toe sit. Die swaar kry gedeelte gaan nie oor, as jy 'n salwing van die Here op jou het, gaan jy arm wees en jy gaan nooit nêrens niks kom nie, jy gaan 2 minute noedels vir die res van jou lewe eet nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar om die salwing van God in jou lewe te dra, is daar 'n prys wat jy moet betaal. Daar is sekere goed wat jy moet opoffer in jou lewe. Sekere goed wat dalk vir jou lekker is, sekere goed wat dalk vir jou plesier bring, maar dit bring nie plesier vir God nie, en dan moet ons daai goeders eenkant toe stoot en sê, Here, ek kies U bo enigiets anders. So om die salwing van die Here te dra, gaan mirre 'n rol speel, want ons gaan in onsself moet sterf. Ons gaan 'n prys moet betaal vir die salwing. Ons gaan nou 'n bietjie meer oor dit praat. Filippense 3 vers 8 tot 10 sê vir ons, ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou.
Hier skryf Paulus vir die mense, die ander vertaling sê dat hy het al die ander dinge van die wêreld as drek beskryf, en ons gaan nie vandag in die detail ingaan van wat dit regtig beteken nie. Hy sê, terwille van hom het ek alles as 'n verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry. En een met hom kan wees. Ek probeer nie langer my saak met God regstel deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur in Christus te glo. Deur die geloof stel God ons saak met hom reg. Op hierdie manier kan ek Christus ken en die krag beleef wat hom laat opstaan het, deur saam met hom te ly, kry ek deel aan sy dood. Hierso het Paulus vir ons 'n baie kritieke en 'n belangrike konsep gegee wat ons as kinders van die Here moet begin verstaan. Hy sê dat hy het alle dinge, al die plesier van die wêreld, al die dinge wat vir hom mooi en reg en lekker gelyk het, dit alles het hy afgeskryf as 'n verlies en gesê, ek gaan dit een kant toe stoot, want my fokus is nie meer die dinge van die wêreld nie, maar my fokus is nou Jesus Christus. My fokus is om vorentoe te gaan. Hy het die prys betaal. Hy sê, en deur hierdie prys te betaal het, ja, dit is dalk nie maklik nie. Ja, dit is dalk nie 'n maklike besluit om te neem nie, maar deur die geloof en die gehoorsaamheid het hy deel aan die krag van God. Wat het ons net nou gesê is die krag, is die salwing. Deur die dinge van die wêreld een kant toe te stoot, kan hy die krag van die salwing van God op sy lewe dra. So dis 'n besluit wat elkeen van ons moet neem. Sê ek nou nee, jy moet nou daar by die huis in die hoek op 'n bank gaan sit, soos een van hierdie kloostertannies, handjies bymekaar gevou, en hy sê, Here, ek bid net heel dag vir jou, moet asseblief nie laat die duiwel naby my kom nie. Nee. Die Here wil nog steeds sê, jy moet jou lewe in volheid leef. Die Here wil nog steeds sê, ons moet lekker dinge hê, ons moet goeie dinge hê, ons moet suksesvol wees, dit moet goed gaan met ons, maar daai dinge moet nie sy plek inneem in ons lewe nie. As die Here jou begin seën, as die Here vir jou daai mooi huisie langs Valdam gee, daar teen die rivier, is dit nie, beteken dit nie, jy moet elke Sondag daar langs die rivier sit en vis vang, en die Here een kant toe stoot nie, nee. As die Here jou seën met daai vet bankrekening, beteken dit nie, jy moet al daai geld nou net vat en gaan vakansie en van die Here vergeet nie, nee. Gebruik dit wat die Here vir jou gegee het, tot sy eer. Moenie toelaat, laat die dinge wat die Here jou mee seën, sy plek in jou lewe inneem nie. Die tweede bestanddeel wat ons na kyk is kaneel, en kaneel verteenwoordig standvastigheid en fermnis. En dit gaan oor die karakter van 'n kind van God. Ons karakters moet vas staan in dit wat God vir ons leer, in die beginsels wat ons leer in sy woord, in die beginsels wat ons leer as ons hom aanneem. Matteus 28 vers 19, ek het dit nou nie hierso in nie, sê vir ons, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, en die kerk is so vinnig om daai gedeelte aan te haal. Ons het dit selfs hier voor op een van ons banners, wat hy sê, gaan en gaan maak disippels van al die nasies. En wat sê hy vir hulle? Leer hulle om dit te onderhou wat ek julle beveel het. Hy sê nie vir hulle gaan leer net vir hulle om die Bybel te lees nie. Hy sê nie net vir hulle leer hoe om te bid nie. Hy sê leer om dit te onderhou. Leer om dit deel te maak van jou lewe. Leer om standvastig te staan in dit wat in die woord van God is. So as jy die salwing van God op jou lewe wil hê, moet jou geloof standvastig wees. Moet jou karakter standvastig wees. Wat is karakter? Karakter is om dit te doen wat reg is, as ander mense jou nie sien nie. Om dit te doen wat reg is in die oë van God, as dit nie lekker is om daai dinge te doen nie. Dit is wat karakter is. En as ons wil die salwing van God dra, moet ons standvastig wees in dit wat hy ons beveel. Is ons dieselfde by die kerk as wat ons by die huis is? Is ons dieselfde by die kerk as wat ons by die werk is? Is ons dieselfde ou by die huis as die ou as daai ou wat die dominee of die pastoor beskryf op jou begrafnis? Is ons dieselfde persoon? Ek staan donderdag by 'n begrafnis weer en ek en een van my pastoorsvriende staan en gesels. Hy sê hy het nou dag weer vir sy gemeente gesê, julle moet so begin leef dat ek nie hoef te lieg as ek julle die dag moet begrawe nie, want ek gaan nie vir julle lieg nie.
Ons het al by begrafnisse gesit. Dan praat daai pastoor van hierdie ou. Nou die dag het ons by van ons eie familie se begrafnis gesit. Wat ek vir my pa sê, hoor ek dink ons is by die verkeerde kerk, want hierdie is nie die ou wat hy van praat nie. Dit is wat daai standvastigheid beteken. Dat die persoon wat jy by die huis is die persoon wat die wêreld ook sien. Die persoon wat jy is in jou gebedstyd saam met God, is die persoon wat hulle in die wêreld ook sien. Ek moes van hierdie goeters gaan opsoek het, want dit is goed wat ons nie vandag verstaan nie, maar 'n kalmoes is 'n lang riet, dit lyk soos 'n rietplant wat rooi en groen kleur sal afgee, en dit word vereenselwig met die gawes van die Heilige Gees. As jy die salwing van God op jou lewe dra, gaan die gawes van die Heilige Gees begin deur jou vloei. As ons die salwing van die Here op ons lewe dra, en iemand is siek met ons, een van die gawes is om ons hande op siekes te lê en dat hulle gesond word, dan moet ons vir siek mense begin bid. Die gawes van die Heilige Gees is wysheid. So wat beteken dit? As jy in 'n moeilike situasie kom, kan jy nie meer sê, Here, of vir die mense sê, ek weet nie wat om te doen nie. Jy moet vir die Here vra, Here, ek verstaan nie wat gebeur nie, ek weet nie hoe om hierdie goeders te doen nie, maar gee my die wysheid hoe om hierdie goed reg te hanteer. Ons kan op later staan 'n bietjie oor al die gawes van die Heilige Gees praat, maar dit is tyd dat die gawes van die Heilige Gees begin deur ons vloei. Dit is tyd dat die kerk begin opstaan en sê, genoeg is genoeg, ons gaan nie meer 'n dooie godsdienst wees met niks wat daar buite in die lewe gaan nie. Dit is tyd dat ons begin demonstreer aan die wêreld daar buite wat God kan doen. Volgende spesery is kassie. Nou, dis nie 'n kassie daar in jou badkamer wat jy jou tandepasta insit nie. Dit is 'n geel blom wat 'n baie soet reuk het. Die woord wat hulle gebruik het uit die Grieks uit om hierdie woord kassie te maak, beteken om neer te buig of om voor iets te buig. En dit verteenwoordig ons gebedslewe en ons aanbidding teenoor God. As jy die salwing van God op jou lewe wil dra, dan beter jy 'n gebedslewe ontwikkel. As jy die salwing van God op jou lewe wil dra, beter jy 'n passie begin ontwikkel om hom te loof en te prys, om hom te aanbid. Om nie hier so op 'n Sondag te staan en in die derde liedjie staan jy hier en kyk na die dak en dit is so moeilik om so lank te sing. Kan hierdie pastoor nie bietjie korter liedjies kies nie? Kan hierdie pastoor nie bietjie minder liedjies kies nie? Ek het vir julle slegte nuus, as jy nie daarvan hou om te sing in die kerk, weet ek nie wat gaan jy in die hemel maak nie. Want die Bybel sê ons gaan tot in die ewigheid, toe gaan ons God loof en prys en eer daar in die hemel. Maar die oomblik as jy die salwing van God op jou lewe begin kry, dan raak dit vir jou lekker om die Here te aanbid. Dan raak dit vir jou 'n prioriteit om die Here se naam groot te maak. Dan raak dit vir jou 'n prioriteit om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid. Hoekom? Omdat ons meer van die salwing wil hê? Nee, maar dit is waarheen die salwing ons druk. Dit is waar die salwing kom en dit maak aanbidding en gebed en die woord van God 'n passie vir ons lewe. Die laaste bestanddeel wat hy gesê het is wat hulle moet kry is hulle moet olyfolie gebruik en ons weet almal dat olyfolie verteenwoordig die Heilige Gees. Olyfolie verteenwoordig die salwing van God wat op ons lewe moet kom. So die salwing bevat al hierdie dinge en dit is hoekom die salwing so 'n belangrike rol in die kind van die Here se lewe speel. As ons nie die salwing van God in ons lewe het nie, kan ons niks van hierdie goeders in ons lewe ervaar nie. As jy nie die salwing van God in jou lewe het nie, gaan jy nie 'n opoffering wil maak nie. Gaan jy nie 'n prys wil betaal nie. As jy nie die salwing van die Here in jou lewe het nie, gaan jy nie gebed en om hom te loof en te prys 'n prioriteit maak nie. Dis tyd dat ons die Heilige Gees weer in ons lewe kry. Wat is die verskil tussen talente en salwing? Want ek dink die kerk het daarso begin om 'n groot fout te maak. Die kerk het begin om talente as salwing te beskryf in die kerk. Wat is jou talent? Dit is 'n talent om mooi te kan sing, definitief. Dit is 'n talent om dalk goed gitaar te kan speel. Maar jy kan hoe mooi sing en jy kan hoe goed gitaar speel of hoe goed wat ook al se instrument speel. As jy nie die salwing van die Here op jou teenwoordigheid het of op jou lewe het nie, kan jy hierso sing laat idolse ouens jou kom haal hierso en sê ons wil 'n CD maak van jou lewe en jy gaan nie die teenwoordigheid van God in die kerk inbring nie.
Ek sal eerder iemand vat wat bietjie vals sing, of iemand vat wat bietjie sukkel om die regte note te druk, maar hulle die salwing van God op hulle lewe, en hulle staan hier voor, en hulle sing, en hulle maak musiek, en hulle bring die teenwoordigheid van God in hulle lewe in, as wat ek die beste ouens hier so voor het, wat nie die salwing op hulle lewe het nie. Dit is 'n talent om vir party mense, om voor mense te kan praat. Om 'n crowd te kry, om op hulle voete te staan, en om rond te spring, en ons kan sien, ons vat vir Julius Malema as 'n voorbeeld. Hy staan daar met sy rooi wiekie, en hy staan en hy spring en hy sing, en almal staan en spring en sing hierso voor hom. Hy sal 'n briljante prediker maak. Hoekom? Want hy kan mense opsweep. Hy kan mense opwek, mense luister na hom. Beteken dit hy die salwing op sy lewe? Glad nie. So hy kan die beste motiverende spreker in die wêreld wees. Sonder die salwing van die Here op sy lewe, gaan geen persoon se lewe verander nie. Dis hoekom jy kyk baie keer na predikers, en dan sal jy sien, hierdie oues, of ons as hierdie oues nog nie so dinamies nie. Hierdie ou hardloop nie, spring rond en skree as hy preek nie, so, ek weet nie of ek na hom gaan luister nie, maar hy het die salwing van die Here op sy lewe. As hy begin praat, begin mense se lewens verander. Dan kry jy daai ouens wat, hy hardloop teen 200 km/h op die verhooggrond, hy spring en hy spoeg en hy gaan te kere daar, so mense sweer hy word per kilometer betaal as hy preek, maar hy het nie die salwing van die Here op sy lewe nie. So wat beteken dit? Dis tyd dat die kerk begin om die verskil tussen salwing en tussen talente raak te sien. God het vir jou talente gegee, ja, gebruik dit. Maar maak seker jy die salwing van God saam met dit. Maak seker dat die talente wat hy vir jou gegee het, 'n verskil maak in ander mense se lewens ook daar buite. Jy gaan begin sien, salwing bring verandering in mense se lewens. Hierdie ouens wat so mooi sing oor see en al hierdie groot shows en goeders maak, wie se lewens verander hulle? Niemand se nie, hulle verander net hulle eie bankrekening. Maar die oomblik as die salwing begin inkom, begin mense se lewens verander. Daar's twee tipe salwings wat ons moet begin besef. Die eerste tipe salwing wat daar so is 'n persoonlike salwing wat jy het. Dit is wat God op jou lewe neerstort. Dit is wanneer jy gaan bid en jy begin God se teenwoordigheid ervaar. Dit is wanneer God jou begin gebruik. En 'n persoonlike salwing is belangrik. 'n Persoonlike salwing is great. En daar's verskillende tipe salwings wat die Here op jou sit. Party mense het 'n salwing om te preek. Party mense het 'n salwing om vir mense te bid vir genesing. Maar jy geweet in jou alledaagse lewe het God ook 'n salwing op jou geplaas. Party mense het 'n salwing vir besigheid. Jy kry van daai ouens, hy dink net aan 'n besigheidsidee en as hy sy oë 2 keer geknip het, is daar 'n besigheid wat oopmaak en geld begin inkom. Mens kry mense wat 'n salwing het vir leierskap. Daai ou kan by 'n plek instap waar dit chaos is en niemand luister na mekaar nie. Die tweede woord wat hy sit, hang almal aan sy lippe en hulle luister na hierdie ou en hulle begin hierdie ou te volg. Dis 'n salwing op jou lewe. Party mense het 'n salwing van genesing. Party mense het 'n salwing om vir mense te bid dat hulle vrykom. En dis 'n persoonlike salwing en dit is goed en is great en is amazing en dis wat ons almal wil hê. Maar as een salwing wat baie verder gaan en baie sterker as dit is, en dit is die koöperatiewe salwing. Dit is wanneer God sy gees uitstort en sy salwing uitstort op 'n groep mense. Mense sit daar by die huis en sê, ek kan die kerk se livestream kyk. Dis goed, ek kan sien wat daar so aangaan. Ek kan ervaar hoendervleis as ek na die diens kyk, so die salwing is hierso. Maar die koöperatiewe salwing, daarso waar mense saamkom, waar mense saam die Here dien, waar mense saam die aangesig van God soek. Daai salwing wat hy daar uitstort is baie sterker en baie groter as enige salwing wat enige individuele persoon op sy lewe kan ervaar. Efesiërs 4 vers 13 sê vir ons, so sal ons uiteindelik almal deur die geloof en deurdat ons die Seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Die koöperatiewe salwing bring eenheid. Wat is voorbeelde van die koöperatiewe salwing in die Bybel? Handelinge 2, waar hulle in die boefretrek was. Wat sê die Bybel? Toe hulle almal eendragtig saam was, het God gekom en hy het sy gees op hulle almal uitgestort. Die salwing wat daar uitgestort is, maak dat ons vandag nog hier kan staan waar ons is. Maar baie mense dink ek's mos 'n berg op sy eie.
'n muur op sy eie molshoop daar buitekant. Miskryer wat sy eie ding rondstoot hierso. Ons dink dan kan ons die lewe maak, maar God het ons geroep om 'n eenheid te vorm. Hy sê as ons 'n eenheid vorm, dan maak ons die volmaakte mens. Die Bybel sê vir ons is die bruid van Christus. Wat beteken dit? Dit beteken ons moet in 'n eenheid vasvang. Jesus is nie soos ons van ons politieke leiers wat 300 vrouens gaan hê nie. Hy het een bruid. Dis tyd dat ons begin saam staan. Dis tyd dat ons begin besef, daar is krag in eenheid. Die koöperatiewe salwing is sterker as iets daar buite. As die kerk gaan begin saam staan, dinge begin saam doen, saam die wil van die Here soek, gaan daar meer mense bereik word, gaan die impak wat ons maak groter word, gaan die wêreld daar buite begin beleef wat die salwing van die Here werklik beteken op iemand se lewe. Maar dis tyd dat ons begin besef en laat ons begin saam staan. Ek sê nie jy moet elke Sondag in die kerk wees nie. Ek sê nie dat deur hier in die kerk te kom sit jou in die hemel gaan kry nie, absoluut nie. Maar as jy hierso is en ons raak 'n eenheid en ons begin die Here saam dien en ons begin die Here se aangesig saam soek en ons begin fokus saam op wat vir hom belangriker is, gaan jy sien hoe die Here jou lewe as individuele persoon ook gaan begin verander. Wat is die doel van die salwing? Die salwing word vir God gegee, of deur God vir elkeen van ons gegee met 'n doel. En wat is daai doel? Om 'n verskil te gaan maak in mense se lewens. Die salwing is nie 'n balkie wat jy hier op jou baadjie dra nie. Dis nie meer die hoërskool wat jy hier rondloop en jy het 'n atletiek en 'n akademie en 'n hierdie balkie en 'n daai balkie en 'n ereklere en 'n half ereklere. Dit is nie wat die salwing beteken nie. Maar ons as kerk het baie keer die salwing so gemaak, as daai of iemand bid en word gesê, "Hoe, gee vir my balkie, plak hom daar op sy bors." Laat hier so inloop in die kerk soos, "Broer, ek is beter as jy want ek het vir Koos gebid en hy het sy kop so reg gegaan." Nee, dis nie wat die salwing is nie. Die salwing is daar om ons as kinders van die Here toe te rus vir iets daar buite. Die salwing van die Here word nie net vir ons gegee omdat ons in die kerk is dat ons hoendervleis kan kry nie. Ons sê ons was in die kerk, ons het hoendervleis gekry en so die Heilige Gees was daar. As jy net hoendervleis wil hê, gaan KFC toe, hulle het baie daarso. Jy kan dit daar gaan kry. Die salwing van die Here word vir ons gegee om 'n verskil te maak in mense se lewens. Lukas 4 vers 18 sê Jesus self, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Jesus was ook gesalf geweest. Jesus het ook die salwing gedra. Maar hy sê vir sy disippels hierso, hoekom is hy gesalf? Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap aan die arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om aan die gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en aan die blindes, dat hulle weer sal sien, om die onderdruktes te bevry. Jesus kom hierso en hy sê vir sy disippels, ek het die salwing van God ontvang. Die Heilige Gees het my gesalf, die Gees van die Here is op my, maar my salwing is daarvoor doel. Wat is die doel? Eerste plek om die koninkryk van God te verkondig, om die evangelie aan mense te gaan verkondig, om vir mense te gaan vertel dat Jesus leef en dat hy vandag nog 'n verskil maak in mense se lewens. Die tweede ding is hy die salwing ontvang om vrymaking te bring. Om vir die mense op buite te gaan sê, jy hoef nie meer vasgevang te wees in dit wat jou bind nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in jou omstandighede nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in die dinge van hierdie wêreld nie, want Jesus maak ons vry. Hy het die salwing gevang om vir die blindes genesing te bring. So wat beteken dit? Dit kan fisies blind wees en dit kan geestelike blindes wees. Ons weet van soveel mense wat geestelik blind is, wat vasgevang is in 'n leuen, wat vasgevang is in valse teologie, wat geleer word dat dit wat die Bybel vir ons sê is nie eintlik die waarheid nie, en hulle verdraai die goeie so. Jesus was gesalf gewees om vir hierdie mense te sê, julle oë moet begin oopgaan, maar ook om vir fisiese siektes te bid, dat hulle gesond kan word. Hoekom? Want siekte is nie van God af nie. Hy was gesalf gewees om die onderdruktes te bevry.
Die ou vertaling sê om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit was die jaar van Jubilee, dit was die jaar gewees waar ons skuld vrygespreek word. Die jaar van Jubilee in die Bybel, as dit daai jaar gekom is, alles wat jy geskuld het, was dan skoongevee gewees. O, Here, kan ons nie asseblief weer vandag so 'n dag kry nie, ja. Wat hulle by ons kom en sê, al jou skuld is weg, jy hoef niks meer te betaal nie. As net vir ons kan sê, ons hoef nie belasting te betaal nie, is dit nog beter. Maar dit is wat daai jaar beteken. En Jesus was gesalf gewees om vir mense te kom en vir hulle te sê dat die skuld wat jy in jou lewe het, daai skuld wat jy gemaak het deur jou sonde, daai skuld wat jy gemaak het deur om nie te lewe soos wat God wil hê jy moet lewe nie. Daai skuld wat gaan maak dat jy in die hel opeindig. Dis nie fisiese skuld met jou Edgars-rekening nie. Maar daai skuld het hy gekom en hy het dit vry en hy het skoon gemaak. Jy skuld niks meer nie, want hy het die prys betaal aan die kruis. Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Jesus het daai prys klaar betaal, sodat ons geestelik nie hoef te sterf nie. Weereens, die salwing moet mense se lewens verander. As salwing nie mense se lewens verander nie, het die salwing nog nie jou lewe verander nie. Ek gaan dit weer sê, as die salwing wat op jou lewe is nie mense se lewens verander nie, het dit nog nie jou lewe verander nie. Ons sit hier in die kerk, week na week, jaar na jaar, en ons wil nie verander nie, al kom die salwing hoe op ons lewe. Nou as dit nie ons lewe verander nie, hoe gaan dit ander mense se lewens verander? Dis tyd dat ons begin sê, Here, ek wil nie hierdie salwing wat jy vir my gegee het gebruik, net om mooi te lyk nie, ek wil dit gebruik om mense se lewens te verander. Die salwing breek die juk, die salwing maak dit wat op ons is, die las wat op ons lewe is, ligter. Jesaja 10 vers 27 sê, op daardie dag sal Asiria se las van jou skouers afval, sy juk van jou nek en ook die strop van die juk op jou voorkop sal afval. Wat beteken as ons sê, Jesus het gekom en het gesê, my juk is sag en my las is lig. Die salwing kom en hy breek die juk. Wat is 'n juk? Vir die van julle wat dalk nie verstaan nie, dalk vir die jonger mense, die juk wat hulle van gepraat het, was, in daai tyd het hulle 2 osse gevat, as hulle die lande moes gaan ploeg het, vandag het ons 'n John Deere trekker om dit te doen, maar dan het hulle so groot stuk hout oor hierdie osse se nek gesit, en daai ding was swaar, en daai ding was ongemaklik, maar hy was daar gewees, sodat hulle hierdie las van hierdie ploeg wat hulle moes gehad het, kon getrek het, en Jesus sê, hy kom, en hy haal daai juk van ons skouers af, daai las wat die wêreld op ons geplaas het, daai druk wat die wêreld op ons geplaas het, kom hy en hy maak dit lig, hy haal dit van ons af, en dit is wat die salwing vir ons doen. Die salwing kan ook beskryf word as 'n mantel. Nou as ons sê, jy dra die salwing of jy dra 'n mantel, beteken dit is iets wat jy van God af ontvang het. Maar die probleem wat ons baie keer het, is ons kyk na ander mense en ons raak jaloers op die salwing wat hulle op hulle lewe het. Ons raak jaloers op die mantel wat hulle op hulle lewens dra. En baie keer wil ons kom en ons wil ons mantel en ons salwing op mense afforceer. Omdat ek dinge so doen, moet Stefan die dinge selfde manier doen as wat ek doen, want dit is wat ek sê. En dit is nie hoe dit moet wees nie. God het vir ons elkeen 'n unieke mantel gegee, 'n unieke salwing gegee, om op 'n unieke manier te gebruik. 1 Samuel 17 vers 39, en dit is waar Saul en Dawid met mekaar gepraat het, waar Dawid teen Goliat moes gaan beklei het. En hier kom Saul en hy sê vir Dawid, trek my klere aan. Vat my mantel en sit dit op jou. Vat my salwing en dra dit saam met jou. En Dawid het vir Saul geantwoord en gesê, nee, ek kan nie. Hy sê vir ons hierso, Dawid het ook Saul se swaard en sy uitrusting vasgegord en probeer om daarmee te loop, want hy het dit nog nooit probeer nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Toe haal Dawid dit van homself af. Die gevaarlikste ding wat ons kan doen is om onsself te probeer vereenselwig met ander mense. Om ons salwing te probeer vergelyk met ander mense se salwings. Ek hou van hoe Reinhard Bonke preek, ek wil graag soos hy wees. Ja, maar jy is nie Reinhard Bonke nie. Jy kan beginsels van hom afleer. Ek wil soos oom Angus wees. Almal ken vir oom Angus en almal wil soos hy wees en almal wil soos hy preek. Jy is nie oom Angus nie. Oom Angus se salwing het oom Angus gekry.
Reinhard Bonke se salwing het Reinhard Bonke gekry. Jou salwing het die Here vir jou gegee met 'n doel. Anders gaan jy soos Dawid wees, jy gaan daar so rondloop en hierdie goed gaan vir jou ongemaklik wees. Hierdie goed gaan nie vir jou werk nie. Tot jy op 'n plek kom wat jy sê, Here, gebruik my volgens dit wat jy my voorgeroep het. Die vyand van die salwing is om familier te word met ander mense se salwings. Dis die grootste probleem wat daar so is vandag. Onthou die salwing wat die pastoor ontvang het, en ek wil net so 'n paar so oomblik by dit stil staan. Die salwing wat die pastoor ontvang het, is gegee daarvoor om 'n verskil te maak in die gemeente. Is gegee om in die gemeente te bedien. Is gegee om in die gemeente 'n verskil te maak. Maar baie keer kom ons en ons raak familier met daai salwing. Ons raak familier met dit wat in mense se lewens aangaan. En dan ewe skielik dan ontvang ons nie meer van daai salwing nie. Jy kom op 'n plek wat jy by die kerk sit en daai eerste 6 maande wat die honeymoon phase is, daai pastoor kan hier van vooraf sê net wat hy wil, nê. En hy is die wonderlikste man op hierdie aarde. Maar dan begin jy die pastoor ken, jy begin verhouding met hom bou en jy begin sy pel raak en jy begin gewoond raak aan die manier wat hy dinge doen. Jy begin familier raak met die salwing en ewe skielik begin jy agterkom, maar Jesus, hierdie pastoor bid nou vir my en nou gebeur niks nie. Hierdie pastoor preek nou en nou ewe skielik kom ek al by die huis en hierdie diens was maar boring geweest vandag, ek het niks ontvang nie. Is dit die pastoor se skuld? Nee, dis baie keer ons eie skuld, want ons raak familier met die salwing. Jesus kom in Nasaret wat sy eie tuisdorp was, en hy gaan verkondig die evangelie daarso. Hy preek oor die koninkryk van God. Hy doen alles wat hy in die ander dorpe gedoen het. Waar die ander dorpe het vir Jesus gesê, Jesus die Messias, hier is die ou wat verandering bring. As ek na hom toe gaan, gaan ek genesing ontvang. As ek by hom kom, gaan ek vrymaak. Wat doen die mense in Nasaret, in sy eie dorp? Hulle kom en sê, is dit nie maar net Josef en Maria se seun nie? Is dit nie die ou wat die tafel gemaak het, waarby ons eet op die aand, of die stoel waarop ons sit se seun nie? En hulle erken nie die salwing wat op sy lewe geplaas is nie. Markus 6 vers 4-5 praat hy en Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en binne in sy familiekringe en in sy eie huis. En hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig het nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het deur vir hulle die hande op te lê nie. So het hulle familier geraak met die salwing wat op Jesus geplaas was. En wat sê die Bybel vir ons? Hy kon nie die wonderwerke gedoen het wat hy in die ander goeders gedoen het nie. As ons in hierdie area vat, as Jesus in Heidelberg bedien het, dan gaan hy hierso vereniging toe, dan wek hy dooies op en mense se bene groei aan en blindes kan sien en alles is amazing en dan kom hy hierso en al wat hy hierso kan doen in sy eie dorp is hy kan vir hom Piet bid laat sy kopseer weggaan en sy kopseer gaan weg. Dit is die probleem van om familier te raak met die salwing op iemand se lewe. Nou daardeur sê ek nie, jy en jou pastoor kan nie vriende wees nie. Daardeur sê ek nie dat jy en iemand wat in die bediening staan, of iemand wat die salwing op hulle lewe het, mekaar moet vermy nie, want dis die heilige man van God, nee. God het ons ook nederig gemaak. Maar ons moet die salwing op mekaar se lewens respekteer. En dit gaan nie net vir die pastoor nie. Onthou, ons wat hier voor staan, moet die salwing wat op julle lewens is, ook respekteer. Die salwing wat die Here op julle lewe gegee het, moet ons ook respekteer en ook raak sien, van die Here gebruik julle net so magtig. Maar dis die probleem ook van baie kerke vandag is, die pastoor staan voor en hy dink, I'm all that, en ek is die man van God, die man of power for the hour, en my gemeentelede is niks nie. En wat maak hy as hy begin uitbrand? Wat maak hy as sy salwing begin opraak? Dan het hy niemand om op staat te maak nie, want hy druk die mense onder hom dood. Maar ons moet die salwing wat op julle lewens is, net so respekteer, want ons almal staan en ons werk saam in die koninkryk van God. Ek wil afsluit met 'n paar gedagtes van, hoe ontvang ons die salwing? Die eerste plek is die salwing kan oorgedra word van een persoon na 'n ander persoon toe. Beteken dit ek gee my salwing vir jou fisies? Nee, absoluut nie, want ek wil hê die Here moet my nog vir lank gebruik. My salwing is myne hoor. Ek gaan nie net dit vat vir iemand anders gee nie. Maar ons kan vir iemand bid en sê, Here, gee vir hierdie persoon die salwing. Wat is voorbeelde daarvan? Jesus het sy disippels.
Jesus staan voor sy disippels, hy sê vir alle mag in die hemel en die aarde is aan my gegee, en soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En die Bybel sê, het oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Dit is hoe hulle die salwing ontvang het. Elia en Elisa. Elia gaan, hy klim op sy vuurwa met sy perde en hy is hier op in die hemel en Elisa skree daar, hy sê, meester, ek soek 'n dubbele porsie van die salwing. En sy mantel het afgeval op Elisa en hy het dit so ontvang. Paulus wat vir Timoteus hand opgelê het, laat hy dit kan ontvang. So ons ontvang die salwing van God af, maar ons kan dit ook ontvang deur iemand wat vir ons bid, deur iemand wat vir ons hand oplê en vra, Here, asseblief, aktiveer die salwing in ons lewe. Maar ons moet 'n demand op die salwing sit. Daarso is die Afrikaanse woord vir demand is verwag, maar dit klink nie so goed om te sê ek moet verwag dat die salwing op my kom nie. Demand klink soveel beter. Hierdie klein kinders wat hier so is, as hulle by Stefan kom en sê, ek soek nou sweets, en hulle demand het, hulle gaan hulle voete stamp, en hulle gaan nie ophou totdat hy dit vir hulle koop nie. Dit is wat demand is. Demand is, jy gaan voor die Here staan, Here, ek soek hierdie salwing, maak nie saak wat nie. Here, ek soek die salwing op my lewe, maak nie saak wat die prys is, wat ek moet betaal nie. Ons moet 'n honger begin ontwikkel vir die salwing. Ons moet bereid wees om die salwing om die prys te betaal wat daar so is vir die salwing. Ons kyk baie keer na mense, ons kan gebruik om Angus as 'n voorbeeld, hy is een van die bekendste mense wat ek seker al van ons almal ken is. Almal wil 'n salwing soos hy hê. Maar is ons bereid om die prys te betaal wat hy betaal het vir die salwing? Ek het al die voorreg gehad om op oom Angus se plaas te kan wees, en oom Angus bid elke oggend, maandag tot sondag, 365 dae van die week, van 4 uur tot 9 uur. Jy sal nie 'n afspraak met hom kry na 9 nie, of voor 9 uur nie. Jy sal nie vir hom sê, hy moet voor 9 uur by 'n plek wees nie, want dit is sy gebedstyd. Die eerste 5 ure van die dag spandeer hy in gebed. As hy dalk by 'n kerk moet wees, en daar so preek en al die goeters, dan gaan hy vroeër opstaan, dan staan hy 2 uur op, om daai 2 uur op te maak, maar die eerste 5 ure van die dag, spandeer hy in gebed, en spandeer hy om af te sonder voor God. Hoe lank bid ek en jy in die oggende? Hoeveel tyd spandeer ons in die oggende, maar ons wil dieselfde salwing hê as wat hy het. Hoeveel dae vas ons, hoeveel dae offer ons op vir die Here, om van hom af te ontvang. En dis die probleem van om ander mense se salwings te hê. Die salwing is verniet, ons ontvang dit verniet van God af, maar dit is nie goedkoop nie. Die tyd wat ons insit, die prys wat ons moet betaal, die opofferings wat ons moet maak, om daai salwing te ontvang, is partykeer 'n groot koste. En die salwing is nie iets wat ons net ligtelik moet opvat nie. Ek onthou eendag sit ons by 'n ding en waar by Reinhard Bonke gepreek het, en hy praat oor die salwing wat hy ontvang het, en hy praat oor hoe die Here hom gebruik het, en hoe mense sy salwing wil hê. En mense verstaan, die mense gaan so ver, dan kom hy by 'n plek aan, dan gaan bly hy in 'n dorp. As hy op die lughawe kom, dan kom 'n ou by hom en sê vir hom, ek het vir jou by hierdie hotel, het ek vir jou die presidential suite uitgeboek, jy gaan die beste kamer hê in hierdie hotel, 5 ster, alles gaan ons aan. Dan sê hy, yes, dankie broer, dis nog ons nice hoor, om in hierdie 5 ster hotel te gaan bly, en in hierdie mooi plek te wees. Hy sê, maar hoekom het jy dit gedoen? Dan sê die ouens vir hom, ons het met die hotel gereël, jy gaan daar so slaap en jy gaan daar so bly, maar as jy weggaan daar so die dag, as jou dag is om uit te check, dan mag daai ouens nie gaan in die kamer gaan skoonmaak en die beddegoed gaan verruil nie, want die ouens sê, want ek wil in die bed gaan slaap waar jy geslaap het, sodat ek jou salwing kan ontvang. Mense doen sulke goed, mense wil die salwing net instantly ontvang van God af, en hulle wil nie die prys betaal wat daar is om te betaal nie. God het vir jou salwing instoor, ja, hy wil jou gebruik, hy wil jou salf, maar moenie die salwing goedkoop maak nie, moenie die salwing afwater nie. Brandon, kan jy vir ons van die musiek aansit asseblief? En ek wil nie ons moet vandag bietjie saam bid vir mense. As jy vandag hier so sit, en jy voel rarig, of jy sê rarig, Here, ek wil die salwing van God in my lewe hê. Here, ek wil hê dat U met my gebruik. Here, ek wil hê dat U moet 'n verskil maak
in my lewe, wil ek vandag saam met jou bid. Ek gaan nie vir die salwing kan gee nie, maar ons gaan vandag God vertrou, dat hy die salwing wat op jou lewe moet wees, sal aktiveer in jou lewe. Ons gaan vir mense hand op lewe vandag, ons gaan God vertrou, dat hy dit vir hulle gaan doen. Maar ek wil met 'n waarskuwing kom vandag. Moenie hier voorkom staan en vir my sê, Christo, bid saam met my, dat die Here my sal salf vir sy dienswerk wat ek moet doen, as jy nie bereid is om die prys te betaal nie. As jy nie bereid is om die pad te stap nie. As jy nie bereid is om die opofferings te maak nie. As jy vandag vir my sê, ek is happy soos wat my lewe is, ek is happy om op 'n Sondag net hier te sit, of op 'n Dinsdag of op 'n Donderdag by die selgroep net daar so te sit en te hoor wat jy sê, great. Ek is nie happy daarmee nie. Ek wil nie daai tipe Christen wees nie. Ek wil hê dat God my moet gebruik. Ek wil eendag in die hemel staan daar en vir die Here uit my hart kan sê, Here, ek het my beste gedoen met dit wat jy vir my gegee het. En 'n ander pastoorvriend wat sê, hy het 'n groot evangelistiese hart. Hy sê hy wil net mense in die hemel kry. Hy wil die salwing wat die Here vir hom gebruik het, wil hy gebruik gebruik om mense in die hemel te kry. Hy sê dat as hy die dag as die wegraping moet plaasvind en die Here begin ons so hierso in die lig op te vat, gaan hy sê, Here, vat my aan my voete, want ek wil my 2 hande gebruik om nog 2 mense saam met my te vat. Ons moet op my punt kom en sê, Here, ek wil dit wat jy in my lewe geplaas het, wil ek gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. En as jy wil hê ons moet saam met jou bid vanoggend, kom staan gou vinnig hier voor, laat ons saam bid. Ons gaan Here net vra, Here, aktiveer net die salwing in hierdie mense